Dan vra ons hom dat hy self ook met ons sal praat, ons harte sal open, sy mond by ons oor, ons harte ook in sy hande. Kom ons word stil voor hom. Kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Die Here ons God, blye versekering, U het ons kom soek, kom vind, kom red. U het ons vanaand weer hier by mekaar gebring, omdat U in hierdie Pinksterweek 'n boodskap vir ons het. Heer, dat U vanaand sal spreek, en dat ons kan luister, dat U ons harte oop sal maak vir U woord, U vinger op ons mond sal lê, Here, en U mond by ons oor. Daarom, Heer, kan ons maar net kom bid ook vir hierdie byeenkoms vanaand, en kom bid vir U genade en U barmhartigheid en U vrede in Jesus Christus, ons verlosser, deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Nou laat ons die seëngroet van die Here ook hier vanaand aangehoor het. Kom ons gaan na Gesang 241. Gesang 241, waar het juis vanaand dan ook gaan, rondom die Heilige Gees in my lewe. Onthou, ons het vir mekaar gesê, die Heilige Gees en ek is ons oorkoepelende tema, en dan vanaand die Heilige Gees, heiligmaking, vra van U en my 'n veranderde hart. En dan gaan ons nou na Gesang 241 asseblief, daar al 3 die verse.
Ons gaan vanaand die skrif oopmaak by Joël, een van die kleiner profete. Nou, Joël het opgetree na die ballingskap. Ons weet almal die ballingskap was van 586. Nou, die Bybel leer vir ons dit was omtrent 70 jaar, maar ongeveer in die jaar 515 voor Christus het Joël dan hierdie boek op skrif gesit. Dit is baie interessant om te sien dat selfs die ballingskap die volk nie tot bekering laat kom het nie, en dat juis die doel van hierdie boek was om die volk van hierdie boek was om die volk te bemoedig. Daar was nog maar groot afval onder die volk gewees, en dan is die kernvers hier in Joël dan juis in hierdie gedeelte wat ons met mekaar gaan saam lees, hier in Joël 2, die oproep tot bekering. Maar ek gaan vir u vra, broeders, kom ons staan eers en dan nader ons tot God se troon in gebed. Kom ons staan asseblief. Here onse God, as u vanaand met ons praat, as u vanaand vir ons weer voor 'n ultimatum kom stel, dan wil ons vir u dankie sê. Heer, want ons lewe skiet soveel tekort. En ons is almal maar op die verkeerde pad van tyd tot tyd. En ons dien U nie met ons hele hart en siel en verstand, soos wat U van ons vra nie. Daarom is ons land in die toestand wat hy is. Ja, Here, ook ons kerke in die toestand waarin ons dit nou het, leeg. Mense stel nie meer belang nie. Juist daaroor wil U vanaand hier uit Joël uit ook met ons praat. Daarom is ons gebed. Kom vou elkeen van ons toe, o Heer, in U deurboorde hande. O Heilige Gees, dat U langs elkeen van ons sal kom sit. En die mond by ons oor sal hou, dat ons kan hoor. Ja, want U het vir ons 'n gesonde verstand gegee, en nou kan U van ons kom eis. Daarom kan ons maar net soos in Dawid bid. Toets my niere en my hart, en kyk of daar by my 'n weg is van sonde, en lei vir ons op die regte pad. Heer, hierdie boodskap wat U vir ons gegee het, U sê vir ons, U woord sal nooit leeg na U terugkeer nie. Laat dit tog ook vanaand weer tot U eer wees. In Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Joël hoofstuk 2. Maar ek wil tog ook vir u vra, saam met Joël, wil ek jy moet ook weer vanaand
as jy by die huis kom, of wanneer jy ook die stilte tyd hou, weer Esegiel 36 en 37 ook daarby gaan lees. Esegiel 36, wat vir ons kom sê, ek gee in jou 'n nuwe hart. Ons ontvang God se hart. Maar nou eers hier uit Joël 2, daarvan af die eerste vers. Nou, u sien onmiddellik daar die opskrif, 'n oproep tot bekering, tot omkeer, waar God sê, blaas die basuin op Sion, met ander woorde, waarsku almal, en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. 'n Dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, soos die môre skemering, uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en 'n magtige volk, wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie, en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie. Voor hom uit verteer 'n vuur, en agter hom brand 'n vlam. Voor hom lyk die land soos die tuin van Eden, en agter hom is dit 'n woeste wildernis. Ook kan niks daaraan ontkom nie. Sy voorkoms is soos die van perde. Net soos ryperde, so hardloop hulle. Soos die gedruis van waans, huppel hulle oor die bergtoppe, soos die geknetter van 'n vuurvlam wat die kaf verteer. Soos 'n magtige volk wat vir die geveg opgestel is. Vir hom bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek. Soos helde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op 'n muur. Jy sien die waarskuwing van oorlog. En elkeen gaan sy eie koers. Hulle verander nie van pad nie. Die een druk die ander nie. Elkeen gaan sy eie pad en tussen wapens deurval hulle, maar hulle bly in gelid. Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos 'n dief. Voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, die son en die maan word swart, die sterre trek hulle glans in. En die Here verhef sy stem voor sy leermag uit. Want geweldig groot is sy leer, ja magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik. En wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog, spreek die Here, oor die genadewoord ten spyte van die oordeel, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my, met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag. En dan vers 13, en ons het vir u gesê, dis ook die kern van die boek Joël. En skeur julle hart, en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig, en hy is barmhartig. Hy is lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Aan die ander woorde dat julle weer daarna sal begin bid en offer. Blaas die basuin op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam. Met ander woorde, die volk word opgeroep
om op die hoogte te kom aanbid. Versamel die volk, heilig die gemeente. Aan die woorde daar moet 'n erediens wees. Vergader die oudstes, die ouderlinge, versamel die kinders en die suigelinge almal. Laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek. Met ander woorde niks, en dis wat hy vir ons wil sê, niks moet die volk van hierdie samekoms voor die Here weghou nie. Laat die priesters, die dienaars van die Here, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Here, spaar u volk, gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volkere sê, waar is hulle God? En dan sien ons hier in die laaste vers dan, sy sê die dienaars van die Here, die priesters, wat dan die middelaarsrol moet vervul, tussen skepper en skepsel. En dan ook, wil ek net nog 'n versie vir u deurgee, Joël 2, vers 28, wat u ook kan onderstreep. Ek weet dat Jaco, ek het hom nie vir jou deurgegee nie, maar ons kan hom maar net lees. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom en julle jongelinge gesigte sien. En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Dit is 'n heenwysing na die uitstorting van die Heilige Gees wat ons in Handelinge van lees. Sy sê ek sal wonderwerke gee aan die hemel en op aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en die deurligtige dag van die Here kom. Terug heenwysend na die jongste dag, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes, die wat die Here na hom sal roep. Tot sover by die woord van die Here, maar net hierdie 13de vers, wat vir ons sê, skeur julle hart, en nie julle klere nie. En bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Mag die Here God vanaand self ook met elkeen van ons praat, vanuit sy woord en deur sy Heilige Gees. Nou as ons hier die vers met mekaar saam lees, dan kan 'n mens vir jouself afvra, maar hoekom sê hy skeur julle hart en nie julle klere nie? Wanneer hy die volk kom herinner aan die paaie waarop hulle weg van die Here af geleef het. Die betekenis daaraan, die agtergrond daaraan, is dat wanneer die volk in rou was, dan het hulle klere geskeur by die afsterwe van 'n persoon, het hulle klere geskeur en as op hulle hoofde gegooi. Dit was hulle teken van rou, hulle teken van hartseer gewees. Maar nou bring die Here hierdie saak vanaand na u en na my toe, veel dieper as om net jou klere te skeur. En nou kom die Here daar by die kern van ons lewe, by dit wat lewe gee. En hy sê vir ons, kom skeur jou hart.
kom skeur jou hart, los jou klere uit. Jou klere gaan jou nie in die hemel bring nie, maar jou hart wat die troon van God is. Ons het baie vir mekaar die afgelope week ook al gisterand ook vir mekaar gesê, ons is tempels van die Heilige Gees. En het ons vir mekaar gesê, hy troon op ons, sy troon is op ons hart. En nou kom roep hy ons, en hy kom vra vir ons, van u en my, van hierdie volk, kom vra hy in opregte, diepe berou. Hy kom vra, sy sê, skeur jou hart. Dan kom vra hy in hartsverandering by elkeen van ons. In hartsverandering wat vir ons die hoop kom gee van verandering van die ewige lewe. In hartsverandering, want die Here sê ook in sy woord, as jy jou bekeer en begin bid, dan sal ek jou land genees. Kom gee hy vir ons die hoop, dat ook wanneer u en ek in hartsverandering ondergaan, wanneer die Heilige Gees in ons kom tuis maak, dat ons ook kan begin hoop, dat die Here ook ons land gaan verander, gaan herstel. Maar, broers en susters, as u en ek vanaand na ons eie lewe kyk, en ons kyk na die wêreld rondom ons, dan wil ons eintlik vanaand vir ons sê, ons leef in twee wêrelde. En as ons dit vir mekaar sê, dan kom vra dit onmiddellik vanaand vir u en vir my, in watter een van hierdie twee wêrelde leef u en ek? Daar die een wêreld, daar waar die duiwel Satan op die troon sit, is u en my pad, daar die breë pad, wat uitloop op die ewige verderf, is u en my, en nou kan ons maar weer daar die 10 vingers na ons toe terugwys, is u en my lewe, dalk die lewe van Galasiërs 5 vers 19, en u kan 5 vers 19 maar weer gaan lees by die huis, daar waar die Here vir ons sê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En as ek na myself kyk, is my pad dalk die van Dawid en Batseba. Dan hoor iemand wie se oë dwaal. Of is my pad dalk daardie pad van Saul wat by die heks van Endor gaan draai het? Saul wat 'n bose gees laat oproep het, want dit was nie Samuel gewees nie. Oorgeset synde vir u en my vandag, as ons 'n tydskrif oopmaak, dan bly ons onmiddellik na die sterre voorspel toe. En dit is vir my so belangrik, want dit bepaal my hele lewe. Is u en my pad dalk die pad van die oersonde? As jy nou vir my vra, wat is die oersonde, dan moet ons dit vir mekaar sê. Oersonde is die hoogmoed, daardie eerste sonde van Satan toe hy teen God in opstand gekom het.
Is ek dalk teen God in opstand? Is ek dalk besig om met hom te beklei? Is ek dalk op die pad na die ewige dood? Of, broeders en susters, ons moet vanaand maar voor die Here dood eerlik met onsself wees. Want as hierdie boodskap wat hy vir ons gegee het vanaand na elkeen van ons toe kom en vir elkeen van ons kom vra, waar staan jy? Dan is die ander pad, die smal pad. Die smal pad van God in Jesus Christus deur die Heilige Gees op pad na die ewige nuwe Jerusalem. Daar waar God op die troon sit. Dit wat ons maar daar in Openbaring 4 en 5 kan gaan saam lees. Johannes wat kom en hy sê, ek sien een op die troon sit. Is ons dalk op daardie pad, die pad van verlossing, die pad van redding, die pad van Jesus Christus, wat hy gesê het, glo in my, elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. Is dit dalk u en my pad? Mag God gee, broeders en susters, dat dit die geval is. Want ons moet vanaand vir mekaar 'n ding baie, baie, baie duidelik sê. En dit is dat ons Here Jesus vir ons kom sê het, wie vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Dan lees maar Jakobus 4 vers 4. Maar die Here Jesus het ook vir ons kom leer. Ons kan nie op twee stoele sit nie. Ons kan nie God en Mammon dien nie. Daarom raak hierdie vraag vanaand so 'n radikale vraag wat in u en my skoot gegooi word. Want ons wil so graag die beste hê van al twee. So 'n bietjie op die een stoel, so 'n bietjie op die ander stoel. Maar die Here kom sê vanaand vir ons, dit kan nie. Kom sê vanaand vir u en vir my, die oproep vanaand, kom terug na daar waar jou eerste liefde was. Dink ons terug aan die woorde van daardie brief aan die gemeente wat sê, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. In ander woorde het u en ek, ja, toe ons die dag ons hart vir die Here gegee het en ons die redding, die bekering en die wedergeboorte ontvang het. Hoeveel van ons moet vanaand bely, ek sit nog steeds op daardie onderste trappie. As ons onsself vanaand ondersoek, dat ons sal bely, sal erken, dat ek nog niks gegroei het nie. Dat daar in my geen vordering is nie. Maar die skrif kom sê vir ons baie duidelik, en ons het dit nie week ook al vir mekaar gesê, heiligmaking is 'n opdrag van God. En iemand het dit eendag so gestel, en as ons mooi daaroor dink, dan moet ons met hom saamstem. Dat my vlak van groei in die gees hang saam met die diepte van my geloof in die gees. En ons twyfel so maklik.
En ons is so maklik ontrou in ons godsdiens, in ons aanbidding. En as die winde van verandering teen ons kom waai, en vir ons kom deur mekaar waai, dan gaan lê ons so maklik plat soos 'n riet in die wind. Daarom is dit nodig dat u en ek onsself vanaand gaan ondersoek en ons onsself gaan afvra, my wedergeboorte, kom ons sê dit maar in eenvoudige taal, omdraai, die Here wat my hart kom verander het, Esegiel 36:26. En nou kan ek hom loof, en kan ek hom dank, en daarom moet ons mekaar ook maar afvra, of dit nie dalk die rede is, waarom ons in ons geloof so kragteloos is, en waarom ons so min van die werking van die Heilige Gees in ons lewe begryp, en waarom ons so maklik, maar ewe rustig en ewe selfvoldaan, in plaas van om werk te maak en erns te maak van ons godsdiens, op daardie onderste trappie bly sit. As jy vanaand na my toe kom, vir een van my kom sê, skeur jou hart, nie jou klere skeur nie, dan is dit 'n oproep van genade na u en na my toe. Genade omdat die Here ons nie wil laat verlore gaan nie. So leer die skrif vir ons duidelik. Daarom is dit so belangrik. Broers en susters, as ons hier vir mekaar sê, heiligmaking vra 'n veranderde hart. Want as my hart nie verander nie, kan ek nie vra vir heiligmaking nie. Kom ons vra onsself hierdie vraag af. Het die Heilige Gees al sy regmatige plek in u en my lewe ingeneem? Vergeet die persoon langs aan. Het die Heilige Gees sy regmatige plek in my lewe en in hierdie gemeente in Witrifuur ingeneem? Want weer eens as ons gaan kyk na Galasiërs 5 vers 19, ons sien die vrugte van die vlees, teenoor vers 22 die vrugte van die Gees. En ons lees daarvan twis en tweedrag en onmin en kwaadpraat. Broers en susters, dan kan ons mos nie daarop kom roem dat ons hier in Witrifuur 'n geesvervulde gemeente is. As ons op 'n Sondagmôre hier na die woord van die Here kom luister, en as ek by daardie deur uitstap, dan is daar vol kwaadpraat in my hart, en daar is vol, my gemoed is swart. Dit pas mos nie by iemand wat aan die Here behoort nie. Ek met 'n lang gesig loop, en by hulle wat my medebroeders en susters in Christus is, en ek weier om hulle te groet, omdat hulle my een of ander tyd iets aangedoen het. Wat sê dit van my heiligmaking? Wat sê dit van my as kind van God? Want heiligmaking beteken dat ek die Here aan die wêreld daar buite gaan bekendstel. Onthou dat Jesus gesê het, wie my gesien het, het die Vader gesien.
En nou sê Jesus, en ek stuur vir julle die Heilige Gees om julle te kom leer wat ek vir julle geleer het. Met ander woorde, wat is my taak? As geesvervulde kinders van God. Om die Here daar buitekant te gaan uitleef. Die essensie van my heiligmaking is dat ek God eer met my woorde. God eer met my dade. Jesus het immers gesê, julle is die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Of is ons dalk daar die sout wat laf geword het? Daarom is dit so nodig dat u en ek onsself ondersoek. Nie net hier nie, maar môre by die werk. As ek net nou hier in my kar klim, waar ek ook al gaan, in die kombuis of in die tuin of waar ook al. Weet jy wat? As nie 'n tyd wanneer daar nie 'n groter behoefte was aan geesvervulde mense as juis nou nie. En die Heilige Gees wat sy regmatige plek in die lewens inneem van gelowiges en in sy kerk, juis waar ons vandag hoor, hoe dat die Bybel uit die kerke uitgestoot word, of hoe dat die Bybel verander word. Mense na predikers gaan soek wat wil hoor, wat wil sê wat hulle wil hoor. Die Ou Testament, kom ons leer gou net iets daar. Die Ou Testament is die boek van die beloftes. Die Nuwe Testament is die boek van die vervulde beloftes. En daarom het ons hier vir mekaar gesê, hier in Joël 2 en Joël 3 en ook in Esegiel, dat dit heen wys na Handelinge toe. En wanneer dit heen wys na Handelinge toe, en ons lees daar dat op Pinksterdag 3000 mense tot bekering gekom het. En nog vele is daarby bygevoeg. Dan vra ek myself die vraag af. Hoekom word ons kerk leeg? Hoekom word ons kerk leeg? Nou moet ons die fout nêrens anders gaan soek as maar net by onsself. By ons verhouding met die Here Jesus Christus. Want ons het gisteraand uit ons het ook vir mekaar gesê, ons is verantwoordelik vir mekaar. Ons is verantwoordelik vir mekaar, my arm om die skouer van 'n ander persoon wat swaar kry. My hand onder die elmboog van iemand wat swaar kry, wat hulp nodig het. Nie 'n uitspraak van, man, jy het gedoen wat jy gedoen het, en gaan sit jy maar in jou hoekie, en ek het nie 'n saak met jou nie. Dit is nie die optrede van 'n geesvervulde persoon nie. Iemand wat onder die heilige leiding van die Heilige Gees leef nie. Want Filippense 2 vers 5 sê, hoeka vir ons. Hierdie gesindheid wat in Christus was, moet in julle ook wees. Om te dink soos Jesus, om ander mense te sien soos Jesus, dis wat hy vir ons kom leer deur sy Gees. Ons houding teenoor ander mense. En nou kom leer dit vanaand vir een vir my. Die oomblik wanneer ons met mekaar praat oor die Heilige Gees in ons lewe, dan wil dit vir ons kom leer. Die Heilige Gees, gaan lees maar weer Johannes 16. Die Heilige Gees het gekom om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Maar ook van wedergeboorte. Ook
van verlossing. Ook van God Immanuel, God hier by ons. Dat ons ook kom leer die woorde van Jesus, bly in my, soos ek in julle. En nou, as een ek gaan lees in Esegiel 36, dan kom bring dit hierdie saak nog nader na u en na my toe. As in Esegiel 36:26 vir ons kom sê, ek sal 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal my gees in julle binneste gee. En dan kom sê hy vanaand vir u en vir my, 'n nuwe gees. Ek sal daardie harde hart van klip uit jou uithaal. Ek sal daardie dooie gees van jou, gaan lees maar Esegiel 37, wanneer hy praat van die doodsbeendere. Ek sal daardie dooie gees van jou nuwe lewe gee. Nuwe lewenskrag sal jou gees vernuut. Dis wat hy vir jou en vir my wil kom doen vanaand. En weet jy wat? Hy kom bied dit vir u en vir my aan. En al wat van u en my nou verwag word, is om dit vas te gryp. Here, wat wil u hê moet ek doen? Weet u, Dawid bid in Psalm 51. Kom bid hy. En hy sê vir die Here, skep vir my 'n rein hart, o God. En gee in die binneste van my 'n vaste gees. Dit is op die punt wat u en ek moet kom. Om hierdie breë pad een kant toe te skuif. En die smal pad, saam met die Vader, saam met die Heilige Drie-eenheid aan te gryp en te sê, dit is die pad wat ek wil loop. Geen ander pad nie. En dan gaan soek ek na die wil van God, soos wat hy in sy woord vir my gee. 'n Nuwe gees. Ek sal my gees, hoor mooi wat staan hier, my gees word dan julle gees. Hierdie nuwe gees is waar God woon. En nou, daarom het ek net nou vir u gesê, gaan kry maar die Boodskapper en gaan lees maar daardie artikel. Want in die tyd, die antieke tyd, die tyd van die Bybel, het die mense geglo dat God 'n woonplek moet hê. Daarom skep God die mens, en as hy die mens klaar geskep het, dan blaas hy sy asem, die asem van God, die Ruach Jahweh, kom blaas hy in hulle neus in. En dan lees ons in 1 Korinte, julle is 'n tempel van God, die Heilige Gees woon in julle. Maar dan gaan hierdie gedeelte nog verder. As ons in Genesis 2 gaan lees daarvan, van vers 8 af, dan sien ons hoe dat die hele Ou en Nuwe Testament aaneenloop tot in die ewigheid in. Dat Eden God se woonplek was. Rondom hierdie woonplek was die tuin van Eden, met 'n muur omring. En toe Adam en Eva hulle vergryp, is hulle uitgeskop en die hekke is gesluit. En het hulle in die wêreld daar buite gaan leef. Leef soos die wêreld. Dan kry ons later die tabernakel. En ons kry die tempel met die allerheiligste waar God is en die heilige waar die volk is en die voorhof van die nasies waar almal kon inkom. En eendag
Eendag wanneer ons in die ewigheid staan rondom God se troon, die voorhangsel het geskeur van bo na onder. En nou mag ons tot God se troon nader. Dit wat in die paradys vir ons verbode geraak het, die teenwoordigheid van God, word nou ons ewige blyplek. Ons liggaam, tempel van God. En vandag, as ons na ons kerke kyk, as ons na onsself kyk, wat sê ons dan? As ons vandag na onsself kyk en ons kyk na die toestand van ons hart, en ons kom agter dat ons eintlik in hartoorplanting moet kry. Hierdie ou hart moet uit. God se hart moet hier kom klop. Ons vandag, ons lewe, vra daardie nuutgemaakte hart. Daardie hart wat vir God klop. Daardie veranderde hart. En nou, dit is die hartseer van die saak. En kom ons sê dit maar vir mekaar. As u en ek op daardie punt van wedergeboorte en bekering gaan bly staan, daar waar ons hart die eerste maal vir die Here gegee het, daar staan ek nog steeds na 20 of 30 of 40 jaar, dan sal ek nooit daardie vreugde en daardie krag van die Heilige Gees in my kan ervaar. Daardie blydskap van ek is kind van God, ek is gered, sal by my verbygaan. Sal my godsdiens maar altyd vir my 'n las wees. Las om my Bybel te lees, las om môreoggend vroeër op te staan en te gaan bid. Waar dit vir die geesvervulde 'n vreugde is om met sy God in gesprek te tree. Hoe lyk u in my lewe dan? Kom ons bring hierdie saak huis toe. Ons het vir mekaar gesê dat ons geloof en ons heiligmaking loop so langs mekaar. Klein geloof stagneer in die gees. Geloof wat groei, 'n Christus gelowige wat hierdie leer van heiligmaking klim. As ons hierdie saak huis toe bring, is dit nie dalk die oorsaak van u en my mislukking in ons geloofslewe, omdat ons in ons geloofslewe so swak is nie, omdat ons geloof so swak is. Kom ons vra onsself verder. Die feit dat ek in my lewe so sukkel, is dit nie omdat my lewenshuis nie ten volle vir God oopgestel is nie. Daar's altyd 'n sleuteltjie wat ek bære, want dit is my kamer hierdie. Hier gaan niemand in nie, behalwe ek. Dan kan ek nie kom vra, en ek kan nie kom pleit om vervulling met die Gees, as ek nie die deure oopmaak, en vir Here sê, asseblief, neem oor, neem besit, maak skoon. Hierdie hart moet aan hom behoort. Daarom, en ek sluit af, kom ons pleit vanaand by die Here, ook wanneer ons nou
gaan geleentheid gee vir gebed. Dat hy dit in sy almag so sal gee. Dat hy vir u en vir my, vir Witrivier gemeente en hierdie volk aan die suidpunt van Afrika, wat nou so ver van hom afleef, gaan wakker skud. Gaan wakker skud, anders gaan u en ek dalk ons oë oopmaak saam met die ryk man van Lazarus Farm, daar waar ons nie wil wees nie. Want ons is tevrede om met die Heilige Gees te speel. Ons is tevrede om die Heilige Gees maar net, ja, hy is daar, maar los my net uit verder. Want ek wil maak wat ek wil. Kom bid vanaand saam met my, dat ons hierdie seën van sy inwonende Gees sal ontvang. Dat ons hele wese van die voordeur af, van die voorportaal af, agteruit, in die motorhuis, in die swembad, oral, in my braai area, gaan oopstel vir God se beheer, vir die beheer van die Heilige Gees. Kom ons gee geleentheid nou vir gebed. Mag die Here self op elkeen se hart dit lê wat hy wil hê wat ons van hom moet bid. Maar kom ons wag nie vanaand vir mekaar nie. Kom ons soek die aangesig van die Here soos 'n ware geesvervulde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons gee geleentheid. Wil een van ons susters nie vir ons afsluit nie asseblief? Amen. Kom ons sluit gesang 243. Gesang 243. Daar die eerste en ook die derde vers. Loof heel die skepping, loof die Heer. Verhef u stem om hom te eer, en dan die derde vers. Laat alles voor die Skepper buig en hom ootmoedig dank betuig, kom en prys hom. Halleluja, loof die Vader, Seun en Gees, drie-enige God met heilige vrees. En dit wat daarop volg. Kom ons staan,
2, 4, 3 daar die eerste en die derde vers, dan bly ons staan terwyl ons bid om die seën van die Here. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die kragvolle teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons wees, met ons bly. In Jesus naam. Amen.